Baie welkom by ons opname van ons aanddiens. Ons is so opgewonde dat jy hierdie boodskap saam met ons luister. En waar ook al jy jouself bevind, jy is so welkom en jy is deel van ons, jy is deel van ons familie. En ons hoop dat hierdie boodskap spreek in jou hart en vanaand gaan jy hoor, of vandag, wanneer jy ook al hierdie luister, gaan jy hoor oor Romeine 12 vers 1, wat praat oor ons lewens wat moet verander nadat ons harte vir Jesus gegee het. Ek hoop jy geniet dit en ek hoop jy groei nader in Jesus in hierdie boodskap. Bless jou. Ons spring vanaand in 'n nuwe reeks in wat ons hierdie 4de kwartaal gaan spandeer tot en met Kersfees se program en of kom ons sê maar basies tot in Desember gaan ons bietjie saamgesels oor hierdie gedagte wat het verander. En ek wil gou vir 'n oomblik stil staan en jou vra om terug te dink oor jou lewe voordat ons na die skrif toe gaan en waar hierdie reeks gaan en wat ons gaan kommunikeer. Wil ek hê jy moet vir 'n oomblik dink aan jou lewe, aan 'n groot oomblik, iets massiefs wat in jou lewe gebeur het en vir jouself vra, hoe was jy anders na dit? So dink gou saam met my, 'n groot oomblik in jou lewe. En dit het iets verander in jou lewe. Kom ek gee julle 'n paar voorbeelde. In my lewe, ek onthou die dag toe ek my vrou ontmoet het. Dis 'n goeie plek om te sê, het ek vir Jeannie ontmoet, ek het haar by die kerk ontmoet, ek het 'n pastoor wat een van my mentors was, het altyd vir my gesê, Marius, ontmoet jou trouvrou in die kerk. En Jeannie was 'n volonteer by die jeug gewees en ek ontmoet vir Jeannie en ek onthou ek vir Jeannie ontmoet en ek kyk hierdie girl in haar pragtige bruin oë en sy is nie bewus daarvan dat ek van haar hou nie en ek is nie bewus daarvan dat sy van my hou nie. Al wat ek geweet het is wow. En ek wil die res van my lewe saam met hierdie girl spandeer en ek het geweet iets het verander. Ek het oor haar gevoel anders as ek oor enige ander meisie ooit van tevore gevoel het. En dalk het dit al met jou gebeur. En ek onthou 28 Junie 2014, toe staan ons voor die kansel in Groblersdal op 'n gasteplaas in Groblersdal staan ons voor mekaar en ek sê en sy maak beloftes aan mekaar en ons sê ons gaan die res van ons lewens saam mekaar spandeer. Die volgende dag was my lewe anders. Die volgende dag het ek gesê, hoorie, ek vat nou ewe skielik verantwoordelikheid vir hierdie girl. Sy is nou myne. Ek moet vir haar voorsien, ek het vir haar pa beloof, ek sal na haar kyk en ek moet nou dit doen. En daar het 'n groot stuk verander. En my lewe het drasties verander na ek getrou het. In die opsig dat toe ek getrou het, toe kon ek nie net meer gaan en maak soos wat ek wil nie. Ek moet ewe skielik nie toestemming vra nie, maar ek moet tot ten minste net inlig. En kan ek gou sien dat julle ook daai mense in julle lewe, nou ek het glad nie in 'n huis groot geword, as jy iewers heen ry, stuur jy 'n WhatsApp en sê ek's okay nie. My maat man het altyd gebid, ek kom veilig daar en kom veilig terug. Toe trou ek met 'n girl wat oral waar ek gaan, is jy veilig? Is jy daar? Kan ek gou sien, ken julle sulke mense? Okay. Wys gaan na hulle toe as hulle hier is vanaand. Wys na hulle toe as hulle hier is vanaand. Okay? En so ek trou toe en my hele dag tot dag verander. En ek sê dit vir al die paartjies wat ek trou, is ek sê besef, die dag as jy ja sê, verander alles. Jou hele lewe verander. Vir die goeie en soms vir die slegte. En my lewe drasties verander, maar niks het my voorberei vir wat in November, die 20ste November 2018 gebeur het nie. So die 20ste November 2018 gee Jeannie toe geboorte aan Gideon. In Pretoria, ek kan net vir julle, hier is 'n crazy statistiek, of 'n crazy stukkie info, in dieselfde hospitaal as wat ek gebore is. So my oudste seun is in presies dieselfde hospitaal gebore as ek. Ek dink dis nogal cool. Maar ek onthou in daai hospitaal, hier kom Gideon, en hy kom uit, skree sy longe uit, en is 'n goeie ding, want dit beteken hy is gesond, en hulle sit daai kind in my arms, en sê, geluk papa, en dis die eerste keer wat iemand vir my sê, papa, en ek sê, ek gaan nou iets anders begin genoem word. En ek sit en ek kyk vir hierdie klein lyfie, en in daai oomblik besef ek, alles het so pas verander. Dis nie net meer ek en Jeannie nie, dis nie net meer ek wat vir haar WhatsApp moet stuur nie. Ek sit, en iemand het eendag 'n mooi beskrywing gemaak oor wat dit is om kinders te kry, en as jy ooit kinders kry, gaan jy hierdie verstaan. Om 'n kind te kry, is soos om 'n stuk van jou siel buite jou te sien rondhardloop. En ek hou hierdie kind vas. Ek besef, alles het verander. En weet julle hoe weet ek alles het verander? 3 dae later vat ek vir Jeannie huis toe en toe ek uit die hospitaal het stap, toe voel ek het iets by die hospitaal gesteel. Want ek het ingegaan sonder dit, ek kom met dit. En toe voel ek, okay, maar waar is die manual? Hier is nie 'n manual nie. Ek gaan maar Bybel toe, Marius. Maar die snaakste gedeelte vir my van wat verander het was, ons klim toe in die kar.
Nou kan ek gou sien, enige paas hier vanaand, hierso, sal julle hierdie volgende oomblik onthou. Julle sit die kind in die kar na julle ry van die hospitaal af, en jy ry 10 km/h. En jy kyk, en Jeannie sê vir my, ry net, ek sê vir haar kan nie. Sy sê my, hoekom? Ek sê, want Gideon is in die kar. Sy sê, maar ry net, ek sê, nee, wat is al trok oor die stopstraat ry? En ek besef, alles in hierdie oomblik verander. Ek gaan nou vir altyd bekommerd wees oor Gideon. En alles het in my oomblik verander. En so kan jy aangaan en jy kan storie na storie vertel. En dit was nou goeie goed, maar dat slegte goed ook al met ons gebeur waar iets verander het. Soos byvoorbeeld, ek onthou die meisie wat ek net voor Gideon mee uitgegaan het, het my ongelooflik seer gemaak en ons is baie lelik uit mekaar uit. En ek onthou, dit het my verander. Want pyn verander jou ook. Kan enigiemand met dit saamstem vanaand? En so daar's goeders in ons lewens wat gebeur, goeie en slegte goed. Dit verander jou. Maar dit gesê, waar ons hierdie kwartaal gaan praat, is nie noodwendig die feit dat jy getrou het, of kinders gekry het, of seer gekry het in 'n verhouding, of ek wil vanaand met jou praat oor, wat het verander, en nie net vanaand vir hierdie kwartaal, wat het verander, nadat jy jou hart vir Jesus gegee het? Nadat jy ja gesê het vir hom, nadat jy hom begin volg het, want kan ek vir jou sê, daar moet iets verander, stem enigiemand saam met dit? Ek kan nie een oomblik met die wêreld besig wees en in sonde vasgevang wees en net doen wat ek wil doen en dan gee ek my hart vir Jesus en dan leef ek presies dieselfde nie. Daar moet 'n verandering gebeur. En ons min boeke of hoofstukke in die Bybel wat so vasvang dat ons moet verander soos Romeine 12. Jy sien Romeine 12 vanaf vers 1 tot en met die einde van Romeine 12 is 'n uitnodiging tot verandering. Dis 'n uitnodiging tot hier is hoe jou lewe moet lyk nadat jy dit vir Jesus gegee het. En dis waar ons vanaand oor gaan gesels en waar ons gaan wegspreek. En Romeine 12 is so kragtig dat ons gaan letterlik een vers vanaand bespreek. Volgende week gaan ons een vers bespreek. En net hierdie een vers kommunikeer soveel goed dat ons moet 'n hele aand by 'n vers stil staan. Want hierdie een vers wat Paulus geskryf het, kommunikeer sulke kragtige waarhede wat ons nie wil hê jy moet dit mis en net sommer oor dit lees nie. En ek dink baie keer as ons die Bybel lees, is dit wat ons doen. Dit is kragtige waarhede. En ons lees net vinnig oor dit, maar ons gaan nie dit doen hierdie kwartaal nie, want ons wil hê jy moet verander. Ons wil hê jy moet verander in hoe jy jou lewe leef, dat jy werklik met Jesus se pad kan stap, dat jy werklik kan beleef hoe Jesus jou lewe verander. En so kom ons kyk so 'n bietjie oor agtergrond wat het hier gebeur. So Romeine is 'n boek wat geskryf is deur 'n man met die naam Paulus. En dit is belangrik, want baie van die goed wat jy gaan hoor oor die volgende paar weke, gaan gekommunikeer word uit wie hy as mens is, en wat hy beleef het, tot op hierdie punt. Maar Paulus skryf vir 'n groep mense in Rome. En die hele idee met hierdie kommunikasie is, hy het iets agtergekom. Hy het agtergekom dat hierdie groep mense wat hier tot redding kom, is nie Jode nie. Nou, daar's 'n groot skuif wat plaasvind. In die begin van die kerk was meeste van die manne en vroue wat in Jesus begin glo het, was Jode gewees. Nou, as jy enigiets weet van die Jode is baie wettiese mense. So Jode, hulle probeer die Sabbat hou, hulle probeer nie dronk word nie, hulle probeer nie rondslaap nie, en meeste van die tyd kry hulle baie van dit reg. Okay, so baie geordende samelewing, baie soos Suid-Afrika se kerkmense, is baie soortgelyk as hoe die Jode geleef het. En Paulus kom vanuit daai plek, maar ewe skielik gebeur iets in die kerk. In die kerk word mense in Rome en in Korinte en in Efesiërs word hierdie mense gered, maar hierdie mense het nie dieselfde agtergrond as die Jode nie. Jy sien, so konservatief soos wat die Jode was, so intens in hulle sonde was die heidene gewees. Byvoorbeeld, die mense in Rome was bekend gewees as mense wat deel was van ongelooflike misbruik van drank. Sorry nou dat ek hierdie woord in kerk gaan gebruik, maar hulle het orgies gehou. Okay, hulle het rondgeslaap met 'n klomp mense, baie mans met mans geslaap, vrouens met vrouens geslaap. Dit was crazy geweest. Daar's mense wat reken dat in hierdie tyd in Rome spesifiek is waar seksuele siektes ontstaan het. So nou het jy nodig om te verstaan, hierdie mense wat in daai leefstyl leef, wat by mekaar steel en vloek en skel en dronk word en dwelms gebruik en rondslaap, dis crazy. Hulle kom nie uit 'n konservatiewe agtergrond uit nie, hulle kom uit 'n woohoo agtergrond uit. Is julle wakker? En hulle kom uit daai agtergrond uit en hier word hulle gered.
En is amper asof, ek lees kommentaar oor hierdie gedeelte, en die een ou skryf, hy sê, dis amper asof Jesus in 'n stripklub ingestap het, en almal by die stripklub gered het. Dis amper wat daar gebeur in Rome. En hierdie mense gee hulle harte vir Jesus. En dis wonderlik, en dis great. En hulle besluit, ons gaan nie meer die gode van die Romeine aanbid nie, ons gaan nie meer vir keiser aanbid nie. Weet jy wat, ons gaan Jesus begin aanbid. Ons hou van hierdie Jesus. Jesus het 'n paar wonderlike goed gesê. Jesus het waarde gegee aan mense. Jesus is iemand wat ek kan volg. Hy was ook 'n mens, God wat mens geword, ek kan hom volg. Dit klink awesome. En hulle gaan in verhouding in met Jesus. Maar die rede hoekom Paulus die boek Romeine skryf, is want wat hy sien is, hulle staan in verhouding, maar hulle vat nie verantwoordelikheid nie. Nou moenie mis wat ek vanaand vir jou sê nie, as ek en jy in enige verhouding ingaan, dan moet ons verantwoordelikheid vat. En dis hoekom ek die twee voorbeelde gebruik het van die feit dat toe ek getrou het en toe ek 'n kind gekry het, want toe ek getrou het en 'n kind gekry het, toe ek in die verhouding ingaan, toe verander my verantwoordelikhede. Jy sien, en dit wat die mense in Rome gedoen het, is hulle het hulle harte vir Jesus gegee, maar hulle het nie noodwendig hulle leefstyl verander nie. So dis Jesus op Sondag en is dronk word op Vrydag. Dis Jesus by Woensdag aand Bybelstudie en dit is Saterdagoggend gaan ons na 'n dodgy partytjie toe. Jy sien, hulle leefstyl het nie verander nie. En vanaand wil ek vir jou sê, die rede hoekom Paulus hierdie geskryf het vir die gemeente in Rome, is want hy wil hulle uitdaag, jy kan nie dieselfde bly nadat jy jou hart vir Jesus gegee het nie. En dis waar ons vanaand gaan gesels. En net soos wat Paulus dit vir hulle skryf, glo ek hy kan, as hy in vandag se tyd geleef het, glo ek hy sou hierdie selfde ding vir baie van die Afrikaanse kerk oor die wêreld, nie eers Afrikaanse mense, maar baie van die mense, wat sê ek glo in Jesus en ek stap 'n pad saam met Jesus, sal hy sê, maar jou lewe wys dit nie, jou optrede wys dit nie. En so die eerste 11 gedeeltes van die boek Romeine, jy kan dit gaan lees as jy wil, ons het so 2 jaar terug 'n reeks oor dit gedoen, maar die eerste 11 hoofstukke van Romeine gaan praat baie oor hoe gebroken ons is en hoe ons God nodig het en dat Jesus het vir ons gesterf. En dan kom hoofstuk 12 en wat hoofstuk 12 kom doen is hy sê, okay, jy weet nou wat Jesus vir jou gedoen het, jy weet hoe gebroken jy was, maar nou moet jy begin om iets te doen. Nou kan ek net gou die volgende sê, voordat ons enigstens verder aangaan. Niks wat jy doen, kan jou red nie. Jy kan nie goed genoeg wees en oulik genoeg wees en mooi genoeg wees om gered te word nie. Die enigste manier hoe jy gered kan word is deur Jesus Christus. Stem julle saam met dit? Dis gevolg van wat hy aan die kruis gedoen het. Jy gaan nou sien in Romeine 12 vers 1. Dis gevolg van wat hy aan die kruis gedoen het. So niks, ek sê nie vanaand hier, moenie uitstap en dink, ek moet beter wees sodat ek hemel toe kan gaan. Dis nie wat ek vir jou sê nie. Wat ek vir jou sê is, wanneer jy in verhouding met die skepper van die heelal ingaan, wat moet gebeur is, jou optrede moet volg. Toe ek met my vrou getrou het, toe volg my optrede. Toe moet ek jou skielik die WhatsApp begin stuur. Maar saam met dit, ek moes ander goeders begin doen het, soos ek moes verantwoordelikheid gevat het vir hierdie vrou. Ek moes haar gevat het ek moes haar beskerm het, as ons ry, moes ek seker gemaak het, haar kar het genoeg brandstof en dat sy nie aan sy pad gaan staan nie, want ek is nou 'n man, so my verantwoordelikheid het bygekom. Nie omdat ek moet nie, maar dit is my verantwoordelikheid, dit is my wil, ek wil dit vir my vrou doen. Dieselfde met my seun, ek moet seker maak uit kos, want ek kan nie net vir hom sê ek's lief vir hom, maar ek voorsien nie vir hom nie. Jy sien, saam met verhouding kom verantwoordelikheid, en daai verantwoordelikheid vanaand gaan ons sien in Romeine 12 vers 1, en solank jy kan vir my Romeine 12 vers 1 opsit op die bord. En ons gaan vanaand net oor hierdie een skrif in Romeine 12 praat, dan gaan ons nou gedeelte Matteus na kyk, en net hierdie 2 verse, nou ek wil gou noem, en dan vergeet om aan die begin vir julle te sê. Ons het op die YouVersion Bible app het ons aanddiensnotas nou ook begin laai. Ons het dit laas kwartaal met ons oggenddiens begin gebruik en ons het baie sukses gesien op dit, mense gebruik dit en so daarom wil ons dit graag in ons aanddiens ook uitrol. So as jy jou foon nie het en jy's op die YouVersion Bible app, al wat jy doen is jy gaan by More onder regs en jy tik in Oase Gemeente, daar sal jy ons kry, of as jy by 'n wens gaan, jy sit jou Oase Gemeente, dan sê jy vanaand se preeknotas daar kry met al die verse wat ek na verwys op die YouVersion Bible app, okay? En daar's 'n paar ekstra goed soos 'n liedjie wat jy kan gaan luister as jy bietjie oor vanaand wil dink en jy wil 'n liedjie luister, dit gaan daar wees, okay? Maar dit gesê, gaan ons nou Romeine 12 doen, ons gaan, en hy sê die volgende, hy sê, nou wil ek julle baie ernstig vra, broers en susters, as julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, gee dan julle self aan hom as 'n lewende en heilige offer. Dit is die soort offer waarvan hy hou, wat julle diens aan God werklik
werklik sinvol maak. Jy sien, en Paulus kom hier so en hy sê vir hulle, hy sê, nou wil ek julle baie ernstig vra. Hierdie beeldspraak in Grieks en Engels het hulle 'n mooi woord. Hulle sê, now I beseech you. Okay? Baie groot Engelse woord. Die Nuwe Lewende Vertaling sê ek wil julle baie ernstig vra, maar die prentjie wat hy skep in Grieks is hy sê ek kom op my knieë en ek smeek jou. Jy sien, sy postuur is uit 'n plek van jy het nodig om te verstaan dat dit wat ek nou vir jou sê, dis ernstig. Ek kom smeek jou soos wat 'n boemelaar, ek weet nie of jy onlangs verby, nou die dag my hart breek so ek ry verby 'n oom en hy staan daar en ek wonder nie hoe hierdie oom hier opgeëindig in sy lewe, maar hy staan daar en ek kan die desperaatheid in sy oë sien soos wat ek aangery kom na die robot toe. Dat ek kan sien hierdie oom is asseblief kan iemand my net help. Vat daai desperasie wat jy heel moontlik al iewers by 'n robot gesien het in Klerksdorp en pas dit vir 'n oomblik toe met hoe Paulus jou vanaand benader of die gemeente in Rome ook benader. As hy kom, hy sê ek smeek jou. Asseblief, ek is desperaat dat jy sal hoor wat ek nou sê, want dit wat ek sê is belangrik. En so ek kom vanaand as een van die pastore in hierdie gemeente en ek smeek jou, dit wat ons lees vanaand, vat dit ernstig op. Moenie dit net nog 'n Sondag maak nie, moenie hierdie kwartaal net nog 'n kwartaal maak nie. Ek smeek jou vanaand. Vat dit ernstig op wat ons in die woord lees. Want as jy dit ernstig opneem, verander jou lewe. En kan ek vir jou sê, ons het nodig om by 'n plek te kom wat ons nie meer net elke week dieselfde lyk nie. Ons lewe het nodig om te verander. En so hy sê, nou wil ek julle baie ernstig vra, ek smeek julle broers en susters. Sien die postuur van Paulus hier teenoor ander mense is, hy sê ek gee om vir julle. Inteendeel, ek wil dit net hier stel, in die oorspronklike Grieks staan daar nie susters nie, daar staan net broers. Hy sê ek wil baie ernstig vra broers. Die rede hoekom Paulus dit geskryf het is nie omdat hy sê susters is nie belangrik nie, soos jy dalk in 'n ander vertaling lees, gaan jy dalk net lees die woord broers. Die rede hoekom Paulus dit hier kommunikeer is want hy eintlik hy kommunikeer nie 'n geslag soos manlik of vroulik nie. Hy kommunikeer 'n identiteit wat praat oor ons verhouding teenoor God. Ons is nou eintlik mede-erfgename van Christus, leer die woord ons word Jesus se boeties en sissies. En daai woord broers praat van jy's 'n mede-erfgenaam. Jy sien, in die Bybelse tyd het vrouens nie geërf nie, maar mans het. En hy praat hier so met die hele gemeente, vrouens in kluis, en hy sê vir hulle, julle erf nou by God. Julle kry nou, julle is deel van die erfenis wat God gee. Hierdie erfenis is ewige lewe, is die koninkryk van God. Julle word nou hiervan deel. Jy sien, hy skuif hulle perspektief. Hy sê, besef net, ek wil julle baie ernstig vra, nommer 1, besef jou identiteit. Besef dat God kom en hy praat uit, Paulus kom en hy praat uit 'n plek van verhouding. Hy kom sê, ek gee so vir julle om, broers en susters, en daarom smeek ek vandag vir julle hier. Ek wil nou vir jou sê, ek gee om oor jou. En die rede dat ons hierdie preekreeks doen van wat het verander, is omdat ek oor jou omgee. Want as niks verander nie. Jy sien, ek kom praat vanaand met jou uit 'n plek van liefde uit, want ek sien baie mense dien die Here net nou en dan. Hulle kies om na Jesus te luister net nou en dan, maar wat Paulus hier kom sê, hy kom smeek julle, asseblief besef dat jou lewe moet verander. Ons gaan nou kom by wat hy sê, hoe ons dit moet doen. Maar vanaand wil ek hier kom en saam met Paulus wil ek kom sê, uit 'n plek van liefde uit, iets het nodig om te verander. Ons kan nie net dieselfde oor en oor doen nie. Jy moet 'n lewensverandering sien. En so daarom kom hy sê broers en susters, en dan gaan hy aan, en hy sê dan die volgende, hy sê broers en susters, as julle aan alles dink wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het. So hy sê as jy ek smeek jou, besef wie jy is, jy's 'n broer en 'n suster, jy's deel van God se familie nou, jy's 'n mede-erfgenaam, praat oor verhouding, en net gou van ons wat vanaand hier sit. Hierdie mense was besig om droog te maak. Hierdie mense was besig om na partytjies toe gaan, want hulle nie moes gaan nie. Hulle het nie uit hulle ou lewe uitgeklim nie, inteendeel, hulle is nog steeds in hulle ou lewe, snyf nog steeds 'n paar goeters, doen nog steeds 'n paar dodgy goed, kyk dalk nog goed wat hulle nie moet kyk nie. En hy sê nie vir hulle, ek smeek julle sondaars. Sien wat hy sê nie. Onthou nou weer eens, die konteks is, hulle is besig om droog te maak. En hy benader hulle uit 'n plek van liefde.
Miskien kan ons iets leer by Paulus hier. Nie miskien nie, definitief kan ons iets leer hier by Paulus. Hoe benader ons mense wat droog maak? Hy kom, hy sê, ek smeek jou, asseblief. Hy sê, dink aan dit wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het. Met ander woorde wat hy hier sê, is hy sê, besef dat jy was verlore. Jy sien, in die begin van Romeine, lees jy dat, hy kom en hy sê, ons almal het gesondig, en ons almal val kort. Niemand hier is goed of beter as enigiemand anders nie. Hy sê, nodig om te besef, ons almal is besig om droog te maak. Hy sê, maar tog, toe jy droog gemaak het, was God se hart vir jou, dat hy kruis toe gegaan het, en hy het gesterf vir jou, en hy sê, ek wil hê jy moet dink daaraan. Ek wil hê jy moet dink aan dit wat Jesus vir jou gedoen het. En ek het al in my eie lewe agtergekom, dis die kere wat ek so gejaagd raak in my lewe, en nie meer dink aan hoe gebroken ek was, en wat Jesus vir my gedoen het nie, wat ek meer en meer en meer in my ou gewoontes verval. Maar is die dae wat ek terugsit en dink, God het nie nodig gehad om vir my lief te wees nie. God het nie nodig gehad om sy lewe vir my te gee en te sterf van daai kruis nie. As ek daai beginsel verstaan, as ek begin dit besef wat hy gedoen het, ewe skielik, dan dink ek, wow, ek wil my lewe vir hom gee. Jy sien dieselfde met enige verhouding in jou lewe. Hoekom gee jy vir daai persoon? Hoekom hou jy aan opdaag? Hoekom? Want daai persoon beteken vir jou iets. En hoe soveel meer Jesus wat mens geword het, wat sy lewe vir jou kom gee. Hy beteken vir jou iets. Lê sy lewe neer. Hy sê, vir julle baie ernstig vra, ek smeek julle broers en susters verhouding, as julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, julle het dit verdien nie, hy het dit vir julle gegee, dis 'n geskenk. Hy sê, en dan kom ons by vanaand se tema, alles of niks, is vanaand se tema. Hy sê, gee dan julle self aan hom, as 'n lewende en heilige offer. Jy sien, wat Paulus hulle hiernatoe uitnooi, net in een vers. As hy sê vir hulle, kom lê jou lewe neer, gee jou hart vir Jesus, maar wanneer jy jou hart vir Jesus gee, dink aan wat hy vir jou gedoen het, en vanuit daai plek wat jy gedink het, wat het hom gekos het, wil ek hê jy met jouself aan hom kom gee. 'n heilige en 'n lewendige offer. Nou, dis belangrik, daai twee goed, lewend en heilige offer. Nou, die gedagte van offer kom uit die Ou Testament uit. Jy sien, in die Ou Testament, wanneer iemand droog gemaak het, moes hulle 'n offer gebring het. Maar dis nie die tipe offer waarvan Paulus hier praat nie. Daar's 'n ander tipe offer wat ons noem 'n dankoffer. Van julle het vanaand 'n dankoffer gegee. So toe jy dalk jy gesit het en die mandjies het vanaand omgekom en jy het geld ingegooi, dis 'n offer wat jy gegee het vir die Here. Jy het dit nie vir oase gegee nie, jy het dit vir die Here gegee. Sê, Here, dankie dat U my seën met my finansies. Ek gee dit terug vir U. Dis hoekom ons gee, want hy het eers vir ons gegee. Maar saam met dit, vanaand het jy 'n offer gegee terwyl jy gesing het, waar jy gesing het, it's your breath in our lungs, so we pour out our praise. Jy sien, praise is 'n dankoffer. Dit kom uit 'n plek van, Here, as gevolg van wat U gedoen het, daarom gee ek dankbaarheid. Die Ou Testament is so spesifieke goedes wat hy gesê het, gee hierdie goed, want God wil dit hê vir dankbaarheid. En in hierdie gedeelte wat Paulus aan ons kommunikeer, hy sê, ek smeek julle broers en susters, besef wat God vir julle gegee het, en vanaf daai plek gee terug aan hom. Hy sê, maar ons twee goed wat jy nodig het om te gee 'n lewendige en 'n heilige offer vir God. En nou dis belangrik dat hy dit gesê het. Want dit wys vir ons wat God van ons wil hê. So heilig beteken, wel die twee goed, so dis heilig en lewendig. Kom ons begin by heilig. Heilig beteken set apart, anders, skoon. Wat hy hier sê is, God wil nie net hê jy moet kom en sê, Here, dankie. Hy sê, ek wil jy moet 'n heilige dankie kom gee. En heilig is een van daai groot kerkwoorde wat mense uitfriek. Al wat dit beteken is, Here, ek is anders as die wêreld. Jesus kom en hy sê, julle is in hierdie wêreld, maar julle is nie van hierdie wêreld nie. Julle het nodig om te verander. Jy kan nie dieselfde lyk soos al jou vriende wat nie die Here dien nie en dink jy gee 'n heilige offer. Jy sien, 'n heilige offer is, Here, ek lyk anders. Kom ons begin eenvoudig. Hoe lyk jou woorde? As dit wat uit jou mond uitkom, nie as die taalspraak wat jy gebruik, die tipe woorde wat jy kies om te gebruik, nie God verheerlik nie, is dit nie heilig nie. En ek bevind myself partykeer waar ek 'n woord of twee gebruik wanneer ek nie moet nie. En Jakobus sê, hoe kan ons God loof met ons woorde die een oomblik en die volgende oomblik sê ons ander mense sleg, breek ons ander mense af met ons woorde. So vanaand, net om dit baie prakties te maak, wil ek jou uitdaag hierdie week, is my woorde heilig? En dit beteken nie, jy moet so praat nie, broer en suster. Dis nie heilige woorde nie. Maar heilige woorde beteken, sal ek dit voor God sê?
Is ek bereid om hierdie gesprek voor hom te hê? Skinder. Ek voel die gees van die Here beweeg. Skinder, sal jy van daai persoon so voor God praat? Is dit wat uit jou mond uitkom heilig? Of praat van jou lewenskeuses? Nie net jou woorde nie, maar wat jy doen met jou geld. Dalk is jy besig om nie 'n goeie rentmeester van jou geld te wees nie, en jy dobbel jou geld weg, of jy kyk nie mooi na jou geld nie, jy koop heeltyd die nuutste special. En dalk challenge God jou vanaand en hy sê, ek wil hê jy moet na jou finansies op so 'n manier kyk dat dit my eer. Dit moet anders lyk as die wêreld se finansies. Of dalk is dit net so eenvoudig soos hoe spandeer jy jou tyd. Gaan slaap jy laat, want jy kyk Netflix en jy kyk series en jy kry nie tyd om met hom te spandeer nie. Jy sien om 'n heilige offer vir God. Dit wat God van jou vra, hy sê jou leefstyl, hoe jy jou tyd spandeer, hoe jy jou geld spandeer, die gedagtes wat jy dink. En volgende week gaan Colin met ons praat oor jou gedagtes. Maak seker jy mis dit nie. Maar dit gesê, is jou gedagtes heilig? Is dit wat in jou kop inkom en dit wat jy daar toelaat om daar te bly, is dit van God af? Jy sien, want dis Paulus se heel volgende ding, hy gaan in vers 2 en julle kan dit gaan lees, en dis nou volgende week se boodskap, maar hy sê, julle word verander deur om julle gedagtes te verander. En so, vanaand kom ek en ek wil vir jou sê, wat laat jy toe in jou gedagtes, is dit heilig? Want dit is ook wat ons vir God gee. Jesus sê, net dit wat jy, as jy na 'n vrou kyk en jy dink net aan om saam met haar te slaap, is dit net sowel jy het saam met haar geslaap. Dis die krag van jou gedagtes. En Jesus nooi ons uit, Paulus nooi ons in die gedeelte uit om na Jesus toe te kom en te sê, Here, dit wat ek vir u bring, lyk anders. Heilig beteken anders as die wêreld. Anders om meer soos God te wees en minder soos myself te wees. En as ek praat van minder soos myself, praat ek nie van jou oulike karaktereienskappe nie. Ek praat van minder as my sondige natuur. Dis die uitnodiging. Maar dit bring my by die volgende punt. So, dis heilig beteken anders, maar dan kom hy en hy sê 'n lewendige offer. Nou 'n lewendige offer is iets interessant. Ons lees offer en is mooi, maar jy sien, dis wat Jesus gedoen het. Inteendeel, as jy in die Ou Testament gekyk, wanneer hulle 'n lewendige offer gebring het, wat hulle sal doen is hulle het 'n altaar. Nou 'n altaar is 'n groot stuk klip wat hulle 'n dier op sou vasmaak, en hulle het daai dier vasgemaak aan die een poot, aan die ander poot, aan die ander poot, aan die ander poot. So die 4 pote word vasgemaak en dan lê hy daar, skree soos 'n maarvark, want dit is wat dit is waar daar lê. 'n lam, nie 'n vark nie, 'n lam, want 'n lam was heilig en 'n lam was skoon, word gesien as 'n rein dier, en daai ding lê daar en wil nie daar wees nie, maar tog is dit die offer wat gegee word. Fast forward van daai af na Jesus toe, en Jesus gaan na die kruis toe, en Jesus is lewendig na die kruis toe. En wat doen Jesus? Hy gee homself as 'n heilige en 'n lewendige offer. En hy sterf aan 'n kruis, sodat ek en jy lewe kan hê. Hy sê, ek kom en ek gee my lewe vir baie, sodat deur my offer kan ander lewe. Maar nou nooi God ons uit, julle sien, as julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid aan julle gedoen het, gee dan julle self as 'n heilige en 'n lewendige offer. Met ander woorde, Here, ek maak die keuse, ek word nie forceer nie. Jy sien, Jesus het gekies om aan die kruis te gaan hang, en hy is ons voorbeeld. En hy het daar gehang, nie vir homself nie, hy het daar gehang vir jou, en hy het daar gehang vir my, en hy het gehang vir die prostituut op die straat, en hy het gehang vir die drugdealer, en hy het gehang vir die man wat op sy vrou verneek. Hy het vir ons gaan hang daar. Hy het gehang vir elke pastoor, en elke dominee, en elke predikant, en elke sondaar, en elke satanis, en elke boeddhis. Hy het gaan hang vir hulle, met die hoop dat hulle hom sal kies. En hy het gekies om dit te doen. Jy sien wat Paulus hier vir my en jou kommunikeer. Hy sê nie net jou lewe moet anders lyk nie, hy sê jy moet kies om daagliks na God toe te kom en te sê, Here, ek lê my lewe neer. Inteendeel, in Matteus kom Jesus en hy sê die volgende, Matteus 16 vers 24 tot 25. Hy sê Jesus het toe vir sy disippels gesê, as julle my volgelinge wil wees, as julle werklik met my 'n pad wil stap, as jy soos wat die mense in Rome was, hulle sê, ek is tot 'n verhouding met jy. Hy sê, as jy my volgeling wil wees, moet julle julle eie ek prys gee. Julle kruis op julle skouers neem en agter my aankom. Dis 'n keuse om jou lewe op te offer en te sê, Here, ek tel die kruis op. Die kruis was 'n simbool van dood. Die kruis was 'n simbool van einde. En wat ek vanaand beleef, die Here ons na toe uitnooi as 'n aanddiens, is hy sê, ek wil graag hê daar's goed in jou lewe wat jy nodig het om te sê, Here, ek gaan hierdie goeders, gaan ek kies om vir u te gee.
Ek gaan die eie ek prys gee, soos wat hier staan in Matteus 16. Maar Here, ek gaan dalk my gewoontes prys gee. Ek gaan sosiale media prys gee. Here, daar's sekere musiek waarna ek luister, en as ek dit luister, vat dit my verder weg en nie nader nie. Ek kies om dit prys te gee. Jy sien, dis wat dit beteken om 'n heilige en 'n lewendige offer te wees. Is Here, ek gee op dit wat vir my belangrik is. Ek gee op sodat ek werklik in verhouding met U kan staan. En Oase familie, vanaand nooi ek jou uit dat Jesus sê, gee hierdie offer. En nou hier's waar ek wil afsluit. Ek smeek julle, broers en susters, kom gee julle self as 'n offer, maar daarna dit, dan sê hy, as julle julleself so gee, heilig en lewendig, hoor gou God se reaksie. Laat sit asseblief vir my weer Romeine 12 vers 1 op. Dit sê, as jy gee julleself aan hom as 'n lewendige en heilige offer, en dan sê hy, dit is die soort offer waarvan hy hou, en wat julle diens aan God werklik sinvol maak. As jy vanaand hier kom en jy sê, Here, ek wil werklik my lewe vir U gee. Ek wil vanaand kom, Here, en ek wil anders leef as die wêreld. Ek wil anders leef as my verlede. Here, ek kies vanaand om my kruis op te neem, soos wat Jesus sê in Matteus 16. Ek kies om myself te kom gee as 'n lewendige offer. Ek bring myself vanaand vir U. Wat Paulus ons leer, is hy sê, God kyk na daai offer en hy sê, dis wat ek wil hê. Dit is wat sê hy? Hy sê so mooi, hy sê, dit is wat julle diens aan God werklik sinvol maak. Ons van ons, wat vanaand hier by mekaar is, en ons sê, wat God dalk sê, jou diens aan my is sinneloos, want jy gee nie jouself as 'n heilige en 'n lewendige offer nie. En dis die uitnodiging vanaand aan jou. Is jy bereid om jouself te gee as 'n heilige en 'n lewendige offer? En ek gaan jou vra om jou oë te sluit vir 'n oomblik. En ek wil hê jy moet diep in jou gees in gaan kyk, en dit vir die Heilige Gees vanaand in jou gekommunikeer het, en jy het nodig om vanaand vir jouself hierdie vraag te vra, het my lewe werklik verander vandat ek my hart vir Jesus gegee het? Of is ek soos die Romeine nog steeds besig om net met my ou goed aan te gaan, met ek probeer net Jesus add op my ou lewe, en Jesus nooi jou vanaand, hy sê, nee, ek wil hê jy moet alles vir my gee, dis 'n keuse wat jy moet maak, want dis wat dit beteken om 'n lewendige offer te wees, dis 'n keuse, dis Here, ek gee myself aan hom. En so Here, vanaand kom ons, en ons wil die woorde van Paulus ter harte neem, soos wat hy ons kom smeek, en sê, dink aan dit wat God vir jou gedoen het, en daarom Here, mag ons altyd die kruis onthou, mag ons altyd die offer onthou, dat U het eerste gegee, en daarom, al wat ons uit doen is, ons volg U voorbeeld. En Here, as ons dink oor dit wat U gedoen het, mag ons vanaf daai plek mag ons kom en sê, ons gee onsself as heilige en lewendige offers, Here, en dankie dat die woord leer, wanneer ons so na U toe kom, Here, is dit vir U sinvol, is vir U sinvolle aanbidding. Ek glo dat wanneer ons daar kom en ons doen dit, Here, dat die effek is, U kyk na ons, soos ek nou oor Colin gebid het, en wanneer ons eendag in die teenwoordigheid instap, dan sê U nie, gaan weg vir my af, want ek het jou nie geken nie. Jy het net vir my gebruik gemaak, jy het net gevat wat ek vir jou wou gee, jy het nie werklik in verhouding met my gestaan nie. Gaan weg vir my af, want ek het jou nie geken nie. Na 'n plek waar ons in die teenwoordigheid inkom, en U sê vir ons, wel gedaan, my goeie en getroue dienskneg. En dis omdat ons gekom het en gesê het, Here, ek lê neer. Ek wil U werklik volg, nie net in woord nie, maar in daad. Soos ons nou gesing het. Here, ek wil met my woorde vir U lief wees, maar Here, ek wil ook met my optrede vir U lief wees. So Here, terwyl ons hierdie kwartaal ingaan, mag ons verander, omdat ons onsself gee as heilige en lewendige offers. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.